So vanoggend wil ek met julle praat en ek het so mooi gedink en ek het gebid daaroor en gedink daar's soveel vroue uit die Bybel uit wat ons kan haal en oor al hierdie vroue waaroor ons kan praat en kan sê, jy weet, ons vereenseldig met die persoon of ons kan wees soos die persoon. En daar's soveel mense wat ek kon opnoem, maar ek kon net nie tot op 'n persoon gekom het nie. Maar vandag wil ek die boodskap, en dis net 'n kort boodskap, is eintlik net 'n gedagte wat die Here op my hart gelê het. Moeders dra die lig. Nee? En ek wil hê julle moet saam met my lees uit 2 Timoteus vers 1 en dan vanaf vers 1 tot 5. En hoekom ek wil die hele gedeelte vir julle lees, is want Paulus het 'n brief aan Timoteus geskryf. En nou almal weet wie Paulus is, hy was 'n groot godsman gewees, en Timoteus was iemand wat onder hom was, en hy het baie liefde vir Timoteus gehad, nee. Hy was baie lief vir Timoteus gewees, en hy skryf vir Timoteus hierdie tweede brief, waarin hy vir Timoteus groet, en hy aan hom liefde, hy sê vir my bid vir hom, so ek wil dit graag vir julle lees, en dit begin vanaf vers 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God en die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God wat ek aan my voorouers af in 'n rein gewete dien wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou dink in my gebede. Terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. En ek wil vanmôre net by daai stukkie stil staan. As jy ek wou graag vir julle die hele brief lees, dat julle net daai stukkie kan gesien en hoe lief Paulus vir Timoteus was. Maar wat vir my so mooi was, is dat Paulus erkenning gee en sê, dit wat in jou ouma en in jou ma is, sien ek ook in jou. En ek wil vanoggend by daai deel stil staan. En ek wil vanoggend dit vat en ek wil vir jou sê, jy as ma en as ouma en as jy 'n tannie of 'n peetma is, jy wat oor 'n kind 'n invloed het 'n baie groot invloed. En jy wat met 'n kind werk, of dit nou 'n jonger kind is of 'n ouer kind is, jy het soveel mag in daai kind se lewe. En ek dink partykeer besef mens dit nie, jy dink dit is sommer maar net, ag die kind maak soos jy, doen soos jy, maar jy besef nie dat jy het die mag om daai kind se lewe te verander of te breek nie. En ek dink, ons partykeer vergeet ons, want alles van skool en van vriende vergeet jy, maar die lering van jou ma, as ek nou elkeen 'n kans moet gee en sê, wat kan jy onthou, wat het jou ma jou geleer? Dan gaan elkeen iets kan sê, nee. Want die lering van jou ma vergeet jy nooit nie. Jy vergeet nooit hoe jou ma jou geleer het, sit reg, moenie jou voete op die stoel sit nie, moenie so sit en kap nie, moenie so maak nie, moenie so wikkel nie, moenie styf wees, moenie hardloop met 'n rokkie aan nie, moenie kaalvoet loop nie, jou hare en al daai dinge. Maar jy onthou die lering van jou ma. En mamma en oumas, ek wil vir julle sê, dit wat in jou is, gaan eendag in jou kinders en in jou kleinkinders wees. En jy het daardie mag. En ek sal graag wil hoor eendag hoe iemand sê, soos wat Paulus vir Timoteus gesê het, en hy het hom baie lief gehad om te sê, dat dit wat ek sien, wat in jou ouma en in jou ma was, sien ek in jou. Ek wil hê iemand moet eendag in my kinders kyk en sê, Jessie, wow, soos dat jou ma die Here gedien het, kan ek sien, jy dien ook die Here. Soos dat jou ma lief is vir die Here en op die pad was, sien ek dit ook in jou. En ek sal dit graag wil hoor eendag. Maar Moedersdag is een van die min dae,
nee, waar die kerke vol sit. Dis verskriklik, maar omdat dit is mamma se dag en mamma sê wat, ons gaan kerk toe, nee? Mamma sê nie, kom ons gaan kuier en ons wil uit eet, mamma ons wil jou bederf, nee, ons gaan eerste kerk toe, daarna kan julle my vat waar julle wil. Maar sien, dit is die invloed wat 'n ma op 'n kind het. Want jy hou die kind op daai pad. Jou teenwoordigheid dra krag. En dit is vermoere jou lig wat jy dra. En ek wil vermoere sê, ons as mammas en ons as oumas en mammas en tannies, ons is die ligdraers vir ons familie, vir ons gesinne. Ons is die een wat voorloop, en ek sê nou nie, ons vat die hoof van die huis oor nie, die paas is nog steeds die hoof van die huis. Maar ons is die wat voorloop met ons lig, en die lig skyn vir die pad. As daar moeilikheid kom, waar toe kyk die hele huishouding? Nie na papa toe nie, hulle kyk na die ma toe, wat doen ons nou? Hoe maak ons nou? My vrou, ons is nou nie die verknorsing, hoe gaan ons nou maak? Almal kyk na die ma toe, want sy is die ligdraer, sy is die probleemsalwer. Sy is die een wat weet hoe met enige situasie uit te kom. Sy weet as daar nie kos in die huis is nie, hoe ons nou ietsie aan mekaar gaan slaan. As dit moeilike tye is, weet 'n ma net. 'n Ma weet net wat om te doen. En ons is daardie ligdraers. Ons moet die lig skyn vir ons families en ons kinders. Maar nie net noodwendig na onsself toe nie. Maar daardie lig waarmee ons die kinders en die kleinkinders en die peetkinders mee trek, moet die lig skyn na die Here toe. Want ons is die wat ons familie na die Here toe bring. As 'n ma kerk toe gaan en haar kinders volg en sy leer haar kinders volgens die woord van die Here en volgens wat die Here verwag van 'n ma, dan gaan daai kind opgroei en hy gaan aangaan en hy of sy gaan dan die Here dien. Maar as 'n ma daarso dit val en daarso dit laat gaan en nie reg doen nie, dan gaan daardie kind nie opgroei om die regte respek vir God te hê nie. Om waarlik waar die Here te dien met alles wat hulle het nie. Ons moet ons lanterns vir ons kinders na die Here toe wys. Die doel van jou lig is vir mense om te sien dit wat hulle nie noodwendig sou sien sonder jou teenwoordigheid nie. Nee? So, as jy al die jare gedink het, daai gordyne is rooi, en jy nog al die jare sit in hierdie kerk en dink daai gordyne is rooi, en eendag stap iemand in en hulle maak 'n openbaring en hulle skyn 'n liggie daar en hulle sê, jy kyk verkeerd, daai gordyne is bruin, en die openbaring kom nou en die skille val van jou oë af, dan is dit iets wat jy gebring het. So as jy as ma nie hierdie woord bring en dit lig vir jou kinders nie, dan gaan hulle nooit hierdie woord leer of verstaan nie. Want hoeveel papas lees Bybel? Elke dag, getrou, weet wat in die Bybel staan, en leer dit vir hulle kinders. Dit is 'n ma se plig om dit vir hulle kinders te doen. Dit is 'n ma se plig om hulle te vertel van die liefde van Jesus. Want 'n ma het net 'n ander tipe bediening en 'n ander rol in die huishouding, en dit is hoe God dit beplan het. En dit is hoekom ons gesinne moet lei. En ek wil vir julle lees Matteus 5, en julle almal sal dit ken, waar Jesus gesê het, ons moet die sout van die aarde en die lamp vir die aarde wees. Matteus 5 vers 14 tot 16. En Jesus sê vir hulle, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Daai is die belangrikste deel. Laat jou lig so skyn vir jou familie, maar laat dit eerbaar wees aan God. Ek sê, in my eie woorde wil ek sê, iemand moet na jou kyk en sê, "Shoo, there must be a God somewhere." Daar moet 'n God wees, iewerste daarbo, as ek na hierdie persoon kyk, en hoe hierdie persoon is, en hoe hierdie persoon haarself of haarself gedra. Maar jou lewe moet tussen mense, by die werk, in winkelsentrums, tussen families,
oralste tussen vriende en by jou huis moet dit dieselfde wees as hier in die kerk. En dit is die 2 tipes ligte wat ek vanoggend met julle wil praat. Jy kry 2 tipes ligte. En die eerste ene is 'n dekoratiewe lig. Dit is 'n lampietjie wat ons net opsit vir mooiheid. Hy bring net 'n ander ambiance. Hy's mooi en hy lyk mooi en hy bring die gevoel en dis mooi. Maar party mammas is soos daai dekoratiewe lig wat net daar is en wat net daar vir homself skyn. Maar daai lig kan niks doelbaat as ons al hierdie ligte nou afsit, gaan ons in die donker wees, né? Daai lig gaan nie so kan skyn dat ons almal hier kan sien waar ons moet loop en wat ons moet doen nie. En party mense lyk so mooi en eerbaar en skyn hulle liggie en bring 'n ambiance en bring iets na die kerk toe, maar hulle kinders sien hulle nooit bid nie. Hulle kinders hoor nooit dat hulle praat van die Here nie. Hulle kinders, as jy in 'n gesprek is of as jy tussen familie is, dan word jy 'n ander tipe persoon. Jy is nie die persoon wat jy is hier in die kerk nie. Onthou, die Here is nie net hier nie. Die Here is daar oralste waar jy gaan. En hy sien alles wat jy doen en hoe jy is en hoe jy maak, maar nie net hy alleen nie. Jou kinders, hulle is so sponse. Regtig, hulle is so sponse. Hulle neem alles in wat jy doen. En hulle hoef nie eens in dieselfde vertrek as jy te wees nie. Hulle is in 'n ander vertrek, maar hulle neem op hoe jy praat, wat jy sê, hoe jy maak. En dit is hoe hulle dan gaan wees. So as hulle hoor mamma bid daar in die kamer, of hulle weet mamma maak die deur toe want mamma bid, of ons is in 'n situasie en mamma sê kom ons bid oor hierdie situasie, dan skyn jy die lig vir jou kinders na die Here toe. Jy skyn die lig sodat die Vader bo in die hemel kan vereer word. Want jy wys vir hulle dit is hoe ons moet maak. Dit is wat ons moet doen in 'n moeilike situasie. Ons moet bid en ons moet die Here vra. Die Here moet ons nommer 1 wees. Hoeveel mammas wys vir hulle kinders dat die Here is my nommer 1? En dit is waartoe ons gaan as enigiets of as alles uitmekaar uitval, is dit waartoe ek gaan. Sien, die kinders sien hoe om die Here te dien met respek by hulle ouers en meestal by hulle ma. Hulle sien hoe mamma praat van die Bybel, hoe mamma met ander mense praat oor die Here en hoe mamma met ander mense deel. En dit is wat hulle dan gaan aanneem. Dan ook kry jy 'n lighuislamp. En dit is die lamp wat ek wil wees vir my gesin. Dit is die lamp wat ek wil wees. 'n Lighuislamp, dit skyn nie net vir skepe om vir hulle te wys dat hierso is jy nou naby die veiligheid, as hulle nou deur 'n moeilike storm gaan, hierso is jy veilig, hierso is die lig, kom net na die lig toe nie. Maar hulle skyn ook om te wys, hierso is die hawe, hierso is jou veilige plek, kom in hierso kan ons jou bewaar. Kom net terug hier in hierdie plek in. En dit is die liglamp wat ek wil wees vir my huisgesin. Dit is die liglamp wat elke moeder behoort te wees. Dit dui aan wat jy moet doen as ligdraer vir die Here. Dit dui dit aan dat jy mense na Jesus toe vat. Die wat met jou in aanraking kom, nie net jou kinders en jou familie nie, kan hulle sien dat jy dra daardie lig. En daardie lig wat jy skyn, is dit net so 'n ou flou liggetjie wat net in die kerk iets bring, of is dit 'n liglamp wat mense kan sien, daardie is iemand wat die Here dien. En as daardie persoon so kan wees, dan moet die Here goed wees. Want dit is ons doel, dit is wat ons moet doen. Ons moet mense na die Here toe bring, sodat hulle die Here kan verheerlik. Niks in onsself is oulik en mooi en ons doen dit net vir onsself of ons eie eer nie, maar ons doen alles vir die eer van die Here. Alles wat jy elke dag doen, moet getuig die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. En kan jou kinders, as ons vandag hulle met vrae gaan sit eenkant en skryf, wat dink jou mamma van die Here? Hoe dien jou mamma die Here? En hoe maak jou mamma in moeilike tye? Gaan jou kinders kan getuig dat die teenwoordigheid van die Here in jou lewe is. En dit is hoe hulle wil wees. Ek moet julle vertel, en ek moet dit nou net sê. Sorry Jonathan. Maar Jonathan was graad 1.
En graad 1 moes hy, standaard 1, moes hy 'n praatjie doen. Jy weet, daai praatjie van wie is jou held en wat wil jy eendag wees as jy groot is. En toe het ek net gestudeer vir 'n pastoor. En hy het toe sy praatjie gemaak. Hy wil eendag sy grootste held is sy mamma. Maar hy kon sy pappa gekies het, of Superman, of Spider-Man, en hy het sy mamma gekies. En hy het gesê in sy praatjie, en hy het homself geskryf, ek het niks daarmee te doen gehad nie. Hy wil eendag ook 'n pastoor wees soos mamma. En ek bid dit oor sy lewe, en ek bid dat die Here dit gaan krag dra in sy lewe. Maar ek het nooit gedink dat dit wat ek doen, het regtig 'n impak op my kinders nie. Of het regtig 'n uitwerking op hulle nie. Maar dit is die tipe goed wat ons wil hoor. As ek eendag wil hoor, die kinders praat van my, wil ek nie hoor hulle sê, mamma maak die lekkerste kos of so nie. Ek wil hoor hulle sê, mamma die Here gedien. En mamma het altyd gebid. En dit is hoe mammas moet wees. Dit moet mense wat ongelowig is, laat dink dat die Here is binnekant jou. En die Here werk met jou. En as die Here goed is vir jou, dan kan die Here goed wees vir my ook, né? Ek het, voordat ek my hart vir die Here gegee het, ek het kerk toe gegaan. Toe my kind Jonathan net gebore was, ek het kerk toe gegaan, en ek was elke Sondag in die kerk, en ek het my deel gedoen, maar ek het nie regtig 'n verhouding met die Here gehad nie. En die een dag, ek sal dit nooit vergeet nie, my ma het nooit by my in die kerk gesit nie, want ons wou so agter sit, naby aan die deur om weg te hardloop, en my ma wou voor in die kerk sit. So sy het alleen daar voor in die kerk gesit, en ek het agter gesit. En ek sal dit nooit vergeet nie, die een dag, en ons het klaar gesing, en toe die pastoor net weer 'n worship liedjie gespeel, en hy het gebid, en my ma het haar hand opgesteek, en ek het gebid, en ek het my oë gemaak, en ek sien hierdie hand. Maar dit was die mooiste hand wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Ek kan dit nie aan julle beskryf nie, dit was nie net 'n gewone hand nie, dit was die mooiste, en ek kyk vir haar hand, en ek dink, wow, ek wil dit hê. Ek wil daar, soos daai hand bly, en dit klink nou stupid, maar, en daar het ek besef dat my ma dien die Here met alles. En my ma het op haar knieë gebid vir haar kinders. En my ma het haar kinders in die kerk groot gemaak. Ons was onder die banke groot gemaak. En jy sal kerk toe gaan, en jy sal die Here dien. En wanneer dit moeilik gaan, gaan jy na die Here toe gaan. Jy gaan nie na enigiemand anders toe gaan nie, jy gaan na die Here toe gaan. En toe ek daai mooi hand sien, het ek net geweet, dit is wat ek wil hê. Dit is wat ek in my lewe wil hê, ek wil soos daai hand lyk. En ek het my hart vir die Here gegee, en ek het 'n pad met die Here begin stap, en my ma het my gebid deur studeer vir pastoor. En sy het vir my bediening gebid, alhoewel sy nou nie meer hier is nie, maar ek is hier as gevolg van haar gebede. En ek staan hier vandag waar ek staan, en ek is wat ek is vandag, omdat my ma vir my gewys het, wie is die Here. En my ma het vir my die pad gewys na die Here toe. En hoe die Here in mense se lewens kan werk. En ek is baie dankbaar vir my ma, en alhoewel sy nie hier is nie, gee ek haar daai ere vandag. Ek gee haar daai ere dat sy my geleer het van die Here. En dat as gevolg van net daai simpel ding wat sy gedoen het, haar hand opsteek, het ek my hart met die Here reggemaak. En ek wil afsluit om vir jou te sê, jou gesin kyk na jou vir die lig. Jou gesin kyk na jou vir die lig. Keep holding the light. Keep pointing to Jesus. Elke mamma wat afgesonder en alleen voel, wat 'n spesiale kind het, wat dalk nie weet hoe gaan ek deur die volgende dag kom nie, jy's alleen en afgesonder in jou wêreld, want niemand anders te weet waardeur sulke mammas gaan nie, maar sulke mammas moet net aanhou. Elke mamma wat alleen voel, wat voel, ek staan alleen in hierdie pad, en ek sukkel alleen, en ek bid alleen, en ek stry alleen, hou net aan moed hê. Elke mamma wat sy liggie flou brand, wat voel, ek kan nie hierdie lig laat brand nie, dit is flou, dis okay, hou net aan, moet net nie stop nie, hou net aan beweeg, en hou net aan die lig skyn. Ek sê, om so daaraan te dink, die enigste manier hoe ek dit kan verduidelik, is, kom ons sê, as al die krag nou in hierdie plek afgaan,
En die kinders is nou daai kant van die vertrek. Ek kan nie vinnig genoeg hardloop in die donker en hulle gaan vind nie. Maar ek kan net hier staan en ek kan die lig skyn vir hulle en ek kan sê, kom net na die lig toe. Kom net na die lig toe. Ek weet jy is bang, maar volg net die lig en kom net na die lig toe en dan gaan jy by my uitkom en dan gaan jy veilig wees. En dit is wat ek wil sê wat ons as mamas is. Ons moet net ons kinders wys, kom net na die lig toe. Kom net hiernatoe, sodat die Here daarbo kan verheerlik word. Sodat ons hulle na die Here toe kan wys. So ek wil afsluit net met 'n laaste lied wat ek vir julle wil speel, voordat ons gaan afsluit met gebed. En dan julle kan maar net na die woorde luister. Ek weet jy het dalk 'n oomblik nodig gehad, net 'n bietjie tyd vir jouself alleen. Maar jy het my altyd naby jou gehou. Ek was jou skadu waar jy ook al heen. Toe ek stadig groter geword het jy my ruimte gegee om te groei. Ek sê dit nooit genoeg vir jou nie, maar vandag wil ek dit sê, sonder twyfel. Daar's soveel wat ek voel, wat ek nie altyd wys nie, maar diep binne in my hart weet ek presies hoe ek voel. Toe God jou my ma gemaak het hy geweet wat ek nodig het. Toe hy jou uit almal gekies het hy dit alles gesien. Dat jy my held sou wees en alles wat ek sou geword het. Toe God jou my ma gemaak het, was hy goed vir my. O, dankie Heer. Ek bring na jou al my geheime en jy oordeel my nooit nie. Wanneer ek val in my swakheid, gee jy my krag om weer op te staan. Geen afstand kan ons skei nie, nergens waar jou liefde bly nie. Jy sê ek is 'n geskenk uit die hemel, maar dis ek wat gelukkig is. Dankie vir alles, jy is my engel. Elke woord wat jy sê, dra my deur elke dag. Jy's my anker in my lig, my veilige plek, waar jou liefde is. Toe God jou my ma gemaak het hy geweet wat ek nodig het. Toe hy jou uit almal gekies het hy dit alles gesien. Dat jy my held sou wees en alles wat ek sou geword het. Toe God jou my ma gemaak het, was hy goed vir my. O, dankie Heer. As ek eendag sal ouer gaan word, wil ek net soos jy graag wees. As sy my uit ander kies, sal ek probeer om jou skoene te vul, net soos 'n liefdeslied. Want ma, jy's my Here en alles wat ek wil wees. Jy is my voorbeeld, my leiding, vir altyd en ewig. Ek's lief vir jou. Toe God jou my ma gemaak het
spesiaal vir ons kinders. Hy het geweet 'n ander ma sal my kinders doodmaak. Maar hy het ons hand gekies om ons kinders op te groei en op te lei in die vrese van die Here. So vanoggend wil ek vra, kom ons staan op en dan doen ons net 'n laaste gebed, maar as jy naby aan 'n ma is, hou haar vas. Ons like om te huil op Moedersdag. Ek het nogal goed gedoen. Ek het nog nie een keer gehuil, maar ek so ver nie. Maar ons like om te huil op Moedersdag. Ons harte raak vinnig seer en teer en dis maar ons aan mekaar gesit het. So kom ons staan net so en dan bid ons net saam. Here, ek vra dat U elke moeder se hart vermoede sal sien, Here. Here, elke moeder se hart wat so baie dinge binnehou, Here, wat dit nie noodwendig vir almal vertel nie, Here, maar by U is dit alles bekend, Here. Here, ek wil vra daar waar daar seer is en waar daar bitter is en waar daar pyn is, Here, wil ek vra dat U vermoede dit sal kom oplig, Here. Here, dat U vermoede elke moeder hart sal vul met U liefde, Here, en U genade, Here, sodat ons net weer kan opstaan, Here, met nuwe krag, Here. Here, ek wil bid vir elke ma wat in hierdie vertrek is, Here. Here, help hulle, Here, om verder te kan gaan in hierdie pad, Here, waar die kinders opgroei en dit raak ook moeiliker, Here, dit raak nie makliker nie, Here. Maar Here, wil ek vra dat U ons die nodige krag en wysheid sal gee, Here, om ons kinders in die vrese groot te maak, Here. Here, help ons, Here, dat ons kinders sal wys na U toe, Here, en sal wys 'n voorbeeld hoe ons moet wees, Here, en hoe God ons gemaak het, Here. Here, ek wil vra dat U met elke mamma sal gaan, Here, draai hulle styf toe, Here, met U liefde, Here, en met U genade, Here. Here, kom vee elke traan af, Here, en kom wees met elke mamma vanmôre, Here. Here, ek bid vir elke gesin wat hier is, Here. Here, ek bid dat die gesinne sal styf by mekaar wees, Here. Here, ek vra dat U met U liefdesband gesinne aan mekaar sal bind, Here, waar ons so maklik uit mekaar uitskeer as gevolg van wêreldse dinge, Here. Wil ek vra dat U die families weer sal bind aan mekaar, Here. Here, ek lê elke moeder, Here, en elke vader, elke ouma, elke peetmamma, elke tannie by U voete neer, Here, en ek vra, Here, dat U wil in hulle lewe sal geskied, Here. En ek bid oor hulle 'n oorvloedige seën, Here. Seën hulle hande, Here, seën hulle koskaste, Here. Seën hulle gedagtes, seën hulle opleiding, seën hulle met wysheid. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.